Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels of 'n vraag vir julle vra. Ek wil vir jou vra, is jy uitverkore? Is jy uitverkore? En ons skrifgedeelte vanoggend kom uit 1 Tessalonisense 1 verse 2 tot 4. 1 Tessalonisense 1 vers 2 tot 4. En ons gaan dan nou vanoggend voort in ons reeks uit die Tessalonisense. Maar voor ons dan nou by die skrifgedeelte kom ons maak eers die oë toe. Goeiemôre Hemelse Vader. Here, baie dankie vir 'n wonderlike dag wat U aan ons geskenk het. 'n Dag wat ons weer by U voete kan kom sit en vra Vader, leer ons. En Here, veral oor hierdie onderwerp wat soms tot soveel twis en oneenigheid lei. Vra ons Here dat U vir ons eensgesindheid sal gee. Dat U dit vir ons sal oopmaak, dat U ons ore sal oopmaak om waarlik die boodskap te hoor wat U bring, Here. Help ons om dit te verstaan en help ons om dit in ons harte te bewaar. Here, dan vra ek ook dat U my sal seën deur my aan te raak, Here, dat U my lippe sal aanraak. Spreek U deur my, Here, dat ek nie die een sal wees wat praat nie, maar dat dit U is wat deur my praat. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, ek besef dat my onderwerp vir vandag 'n sensitiewe een is en kontroversieel eintlik vir baie Christene. Want verskillende sienings oor die leerstelling van die uitverkiesing het 'n groot verdeeldheid in die Christelike wêreld geskep. Ek self is verwyder uit 'n gemeente omdat my mede-pastoor nie gehou het van wat ek daaroor geleer het nie. So dit sou vir my makliker gewees het om dit net oor te slaan of dit dalk net so in die verbygaan aan te raak en aan te beweeg. So as jy vra waarom dan die risiko loop om sommige mense te ontstel? Waarom oor so verdelende onderwerp preek? En daar's verskeie redes. Eerstens, dis in ons teks en ek preek wat die teks ook al sê sonder om dit te ontduik. Paulus het nie gesê ek dank God dat hy weet hoe julle almal besluit het om Jesus te kies nie. Hy het eerder gesê ek dank God dat hy julle gekies het. En om God se woord van waarheid akkuraat te hanteer, soos 2 Timoteus 2 vers 15 sê, moet ons getrou wees aan wat die Bybel sê, nie aan wat ons wens dit gesê het nie. En as die teks byvoorbeeld sê elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word in Romeine 10 vers 13, dan preek ek dit. 'n tweede rede om oor hierdie onderwerp te preek is dat dit 'n gereelde tema in die skrif is van Genesis tot Openbaring. In Genesis 12 sien ons het God Abraham uit 'n stad van afgodedienaars gekies en beloof om deur hom te werk om sy verlossing na die nasies te bring. Hy het nie Abraham se hele stad of selfs sy hele familie eers gekies nie. Hy het vir Abraham gekies. Maar hy het niemand anders in Asië of Afrika of Europa of die Amerikas gekies nie. En toe sien ons dat hy geweier het om Abraham se seun Ismael te kies en hy het Isak gekies. En hy het Isak se seun Esau verwerp en hy het Jakob gekies, wat hy later tot Israel herdoop het. En eeue later het Moses vir Jakob se nageslag gesê in Deuteronomium 4 vers 37, omdat hy julle vaders liefgehad het, het hy hulle nageslag na hulle gekies. En hy het hulle persoonlik deur sy groot mag uit Egipte gebring. En hy herhaal dan weer in Deuteronomium 7 vers 7 tot 8 sê, die Here het julle nie liefgehad en hulle uitverkies, omdat julle meer was as al die volke nie, want julle was die geringste van al die volke. Maar omdat die Here julle liefgehad en die eed gehou het wat hy aan julle voorvaders gesweer het, het die Here julle deur 'n sterke hand uitgelei en julle uit die slawehuis, uit die hand van Farao, die koning van Egipte, verlos. En net om die punt tuis te bring, het hy dit weer herhaal in Deuteronomium 10 vers 15, waar hy sê, maar die Here het julle vaders liefgehad en hy het julle, hulle nageslag na hulle, uit al die volke uitverkies, soos dit vandag nog is. En ons sal die hele dag hier besig wees en langer, as ek hierdie tema deur die hele skrif moet naspoor.
Die Nuwe Testament verwys ook dikwels na gelowiges as God se uitverkorenes of die wat deur God gekies is. En ek kan julle 'n kortliks 'n lys gee. Matteus 22 vers 14, Matteus 24 vers 22 en 24 en vers 31. Lukas 18 vers 7, Handelinge 9 vers 15, Handelinge 11 vers 18, Romeine 8 vers 29 en 30 en 33. Efesiërs 1 vers 4, vers 5 vers 11, Kolossense 3 vers 12, 2 Timoteus 2 vers 10, Titus 1 vers 1, 2 Petrus 1 vers 10, Lukas 10 vers 21 tot 22, Johannes 6 vers 37 vers 44 vers 65, Johannes 10 vers 26, Johannes 15 vers 16, Johannes 17 vers 2 en vers 6 en vers 9, Handelinge 5 vers 31, Handelinge 13 vers 48, Romeine 9 vers 11 en vers 15 en vers 16 en ook Romeine 18 vers 11 tot vers 18, Romeine 11 vers 5, 7 en 28, 1 Korintiërs 1 vers 27 en 28 en 30, Galasiërs 1 vers 15, 2 Tessalonisense 2 vers 13, 1 Petrus 1 vers 1 en 2, 1 Petrus 2 vers 8 en 9, Openbaring 5 vers 9 en 7, en Openbaring 7 vers 10 tot 12. En dit is maar net kortliks. Maar dit is net of julle te wys dat ons kan nie so belangrike Bybelse tema oorslaan nie. Ons moet dit behoorlik verstaan. En 'n derde rede om dit nie oor te slaan nie, wat Paulus in ons teks sê nie, is dat hierdie leerstelling nuttig is vir ons, insluitende vir nuwe gelowiges. Soos Paulus in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê, die hele skrif is deur God geïnspireer en nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk toegerus. En alhoewel Paulus slegs 'n paar maande by hierdie nuwe bekeerlinge baie uit heidense agtergronde was, het hy hulle hierdie waarheid geleer sodat hy dit hier net terloops genoem het en net aanvaar het dat hulle die lering volg. En 2 Tessalonisense 2 vers 13 herhaal hy dit wanneer hy sê, maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af uitverkies het tot saligheid en heiligmaking deur die Gees en geloof in die waarheid. So geliefde, as jy sukkel met hierdie leerstelling of net daaroor gedink het omdat dit moeilik is, doen ek 'n beroep op 'n verhoor. Slaan die vele verse wat ek hierbo gelys het op en vra God om jou begrip en 'n leerbare hart te gee. En ek het al mense gehad wat vra, aangesien die uitverkiesing 'n verborgenheid is wat verborge is in die geheime raad van God, hoe kan jy weet dat jy uitverkies is? En aangesien ons praat oor die saak van ons ewige bestemming, is dit nie net 'n akademiese vraag nie. Paulus se versekering dat God die Tessalonisense uitverkies het berus op die feit van wat hy oor hulle geloof en hulle veranderde lewens waargeneem het. So ons kan dit sê, jy kan weet dat jy uitverkies is as God jou lewe kragtig verander het deur jou ontvangs van die evangelie. En as gevolg van die verkondiging van die evangelie het Paulus gesien dat hierdie mense die woord ontvang het ten spyte van baie verdrukking, soos ons in vers 6 sien. Hulle het navolgers van die evangeliste en van die Here geword. Hulle geloof in God was duidelik deur hulle goeie werke, soos ons in verse 3 en vers 8 van 1 Tessalonisense 1 sien. So Paulus was dus vol vertroue dat God hulle vir verlossing uitverkies het. En daar's 'n aantal besware wat dikwels teen die leerstelling van uitverkiesing geopper word. Een daarvan is, as God alles voorbestem het, insluitende wie gered sal word, waarom bid ons dan? Want wat sal wees, reg? Nee, verkeerd. Kom ons kyk na 'n paar punte. Eerstens, verkiesing ontken nie gebed nie, maar moedig dit eerder aan, aangesien verlossing deur God kom. Vers 2 sê vir ons dank God altyd oor julle almal as ons aan julle dink in ons gebede. En in vers 3 praat hy ook van onophoudelik in gedagte hou. En dit verwys na Paulus se gereelde en herhaalde gebede. En later vermaan hy hierdie nuwe gelowiges in hoofstuk 5 vers 17, hy sê bid sonder ophou. En hy praat nie van letterlik sonder ophou, met ander woorde van jou oë oopmaak, bid jy tot jy jou oë toemaak nie. Want dit sou onmoontlik wees, maar hy bedoel eerder dat ons herhaaldelik en gereeld moet bid.
En sommige wat die leerstelling van die uitverkiesing ontken voer aan dat God alles gedoen het wat hy kan doen om mense te red, maar nou is die keuse oorgelaat aan hulle. Hulle sê dat God nooit sy wil op enigiemand afdoen nie. So nou hang verlossing af van die mens se sogenaamde vrye wil. Maar Jesus het gesê dat as ons sondig, ons slawe van die sonde is in Johannes 8 vers 34. Ons is nie vry nie. As ons verlossing van vrye wil afhang, dan moet jy nie jou tyd mors om te bid dat enigiemand gered word nie, want God sou in die hemel wees en hy sou sê, ek wil ook graag sien dat hulle gered word, maar hulle het daardie vrye wil. Ek kan nie hulle keuses ignoreer nie. Laat ons maar net hoop hulle besluit om my te kies. Maar die skrif wys vir ons dat God altyd sy voornemens bereik. Gaan lees Jesaja 46 vers 10, Job 42 vers 2. God het sy seun na die aarde gestuur om 'n volk te red vir sy heerlikheid, Efesiërs 1 vers 4 tot 12. En hy laat daardie doel nie aan menslike wil oor nie. Jesus het in Johannes 6 vers 44 gesê, niemand kom na my toe as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. En alhoewel sommige van sy groter groep disippels gemor het en van hom weggedraai het, omdat hulle nie van hierdie leerling gehou het nie, het hy dit in hoofstuk Johannes 6 vers 65 herhaal en hy het gesê, om hierdie rede het ek vir julle gesê dat niemand na my toe kan kom as dit hom nie deur my Vader gegee is nie. As die Vader in staat is om verlore mense na Christus te trek, dan moet ons bid dat hy dit sal doen. God bepaal die middele sowel as die doel. Gebed en die verkondiging van die evangelie is sy beskikte middele om sy uitverkorenes te red. Ons moet dus bid vir oop deure vir die evangelie, beide vir onsself en vir ander gelowiges, soos Kolossense 4 vers 3 sê. Want God werk in reaksie op gebede. Ons weet nie wie God toegelaat het dat hulle na Jesus sal kom voordat hulle gered is nie. Niemand van ons sou voorspel byvoorbeeld dat Saulus, die vervolger van die kerk, een van God se uitverkorenes was nie. En selfs nadat hy tot geloof gekom het, was baie van die disippels skepties dat sy bekering eg was, soos Handelinge 9 vers 13 tot 14 en vers 26 vir ons sê. Maar die Bybel sê ook vir ons, God se hand is nie so kort dat hy nie kan red nie. Die wie hy kies om te red nie. Jesaja 50 vers 20. As hy die goddelose mense van Ninive wil red, dan doen hy dit ten spyte van die lustelose prediking van sy teesinnige profeet Jona. Ons moet dus bid dat God sy soewereine doel sal volbring deur 'n volk te red vir sy heerlikheid. En tweedens, omdat verkiesing God se doel is wat nie kan misluk nie, lei dit tot veranderde lewens. Vers 3 sê vir ons, en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die lydsaamheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus voor ons God en Vader. Sien, Paulus het geweet dat God hierdie mense vir verlossing gekies het, omdat hy die resultate in hulle lewens kon sien. Werk wat uit geloof voortspruit, arbeid wat deur liefde gemotiveer word en volharding wat uit hoop in die Here Jesus Christus voortvloei ten spyte van ewige vervolging. En hy noem verder hoe hulle navolgers van homself en van die Here geword het en dat die evangelie van hulle oor die hele streek weer klink het in 1 Tessalonisense 1 vers 6 tot 10. Dus was hierdie dramatiese veranderde lewens bewys dat God hulle vir die ewige lewe gekies het. En Paulus noem hier in hierdie vers 3 kardinale deugde. Geloof, liefde en hoop, wat getoon het dat die Tessalonisense se geloof eg was. Johannes Calvin in sy Calvin's Commentaries het hierdie 3 eienskappe 'n kort definisie van ware Christendom genoem. En Gene Getz bou sy boek The Measure of a Church rondom hierdie 3 eienskappe en hy wys hoe hulle 'n Bybelse standaard vir volwassenheid is. En Paulus noem hierdie eienskappe in Romeine 5 vers 2 tot 5, 1 Korintiërs 13 vers 13, Galasiërs 5 vers 5 tot 6, Efesiërs 1 vers 15 tot 18, Kolossense 1 vers 3 tot 6. En ons kan dit ook sien in Hebreërs 6 vers 10 tot 12, Hebreërs 10 vers 22 tot 24, 1 Petrus 1 vers 21 tot 22. En ons sien Paulus noem dit weer in 1 Tessalonisense hoofstuk 5 vers 8, wanneer hy sê, maar laat ons wat van die dag is nugter wees, by die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. En later in die woord in Openbaring 2 vers 1 tot 7,
beskuldig die Here die kerk in Efese, omdat alhoewel hulle dade en arbeid en volharding gehad het, hulle hierdie dinge nie uit liefde vir die Here gedoen het nie. Motivering is belangrik. Want eerstens, 'n veranderde lewe word bewys deur werk wat voortspruit uit geloof in die Here Jesus Christus. Want die taalkundiges praat van die genitief, die woordjie van, wys na die bron. Werk wat uit geloof kom. Dit wys hoofsaaklik terug na hulle reddende geloof in Jesus Christus. En terwyl Paulus geleer het dat ons uit genade gered word deur geloof sonder werke, het hy ook geleer dat ware reddende geloof altyd werke tot gevolg het. En as jy die bekende Efesiërs 2 vers 8 tot 9 ken, dan behoort jy ook vertroud te wees met vers 10, want baie mense lees nie so ver nie. En hierdie 3 verse sê vir ons, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. En dan sê vers 10, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. En Paulus en Jakobus is nie in stryd met mekaar nie. Paulus het teen die Judaiseerders geveg wat geleer het dat jy die Joodse wet moet onderhou om gered te word. En hy dus beklemtoon dat ons deur God se genade alleen gered word, deur geloof alleen in Christus alleen. En Jakobus het diegene gekonfronteer wat beweer dat hulle geloof het, maar geen werke daarvoor gehad het om dit te bewys nie. Hy het dus beklemtoon dat ware reddende geloof goeie werke voortbring. Maar albei mans stem saam dat ons gered word deur geloof wat noodwendig werk. En met werke verwys Paulus na al die goeie dade waartoe ons as gelowiges geroep word. Dit sluit in om armes te help, om die siekes te besoek, en hulle te help met wat hulle ook al nodig het, om vertroosting te bied aan die bedroefdes, of tyd te spandeer om na 'n behoeftige broer of suster te luister en hulle te beraad. Soos ons sien in 1 Tessalonisense 5 vers 12 tot 14, waar Paulus beide arbeid en werk gebruik, die 2 woorde. En dit sluit ook in om ons geloof te deel, wat die Tessalonisense aktief gedoen het, soos ons in vers 8 sien. En 'n gereelde beskuldiging teen die leerstelling van die uitverkiesing is dat as God bepaal het wie gered sal word, dan sal hulle gered word. Ons hoef dus nie die evangelie te deel nie. Maar soos ek reeds gesê het, God bepaal die middele saam met die doel. Hy het bepaal wie hy sal red, maar hy doen dit deur ons verkondiging van die evangelie. En soos Paulus in 2 Timoteus 2 vers 10 gesê het, om hierdie rede verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat hulle ook die saligheid kan verkry wat in Christus Jesus is, en daarmee saam die ewige heerlikheid. God het sy uitverkorenes, maar Paulus moes lei en preek, sodat hierdie uitverkorenes hulle saligheid sou verkry. Gaan lees ook Handelinge 18 vers 9 tot 11. En dan tweedens, 'n veranderde lewe word bewys deur arbeid, gemotiveer deur liefde vir die Here Jesus Christus en vir ander. En die woorde werk en arbeid is iets wat uitruilbaar, alhoewel arbeid die moeilikheid en die moeite van werk beklemtoon. En ek verstaan wanneer hier gepraat word van liefde as verwysing na beide liefde vir die Here wat ons motivering is en liefde vir ander, beide gelowiges en ongelowiges, wat die resultaat is daarvan. 1 Tessalonisense 3 vers 6 en 12 en hoofstuk 4 vers 9 en hoofstuk 5 vers 13 sê dit ook vir ons. En soos ons al gesien het, is liefde 'n selfopofferende, sorgsame toewyding wat homself toon in die soeke na die hoogste goed van die geliefde. En die hoogste goed vir elke persoon is om Christus te ken en aan hom gelykvormig te word tot eer van God. En liefde vir Jesus is die primêre motivering om hom te dien. Toe Jesus Petrus herstel het na sy verlonings, het hy 3 keer gevra in Johannes 21 vers 15 en 16 en 17, het jy my lief, onthou julle. En soos ek genoem het, het die kerk in die Efese goeie dade gedoen en gesoek vir die Here, maar hy het hulle bestraf omdat hulle eerste liefde vir hom verloor het, soos ons in Openbaring 2 vers 1 tot 7 lees. En hierdie arbeid gemotiveer deur liefde moet sigbaar wees in ons huise. Ons moet die eienskappe van liefde vertoon wat Paulus noem in 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7, wanneer hy sê, die liefde is lankmoedig en vriendelik, die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie,
handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Sulke liefde behels dikwels werk of arbeid. Dis nie moeitelose ekstase nie. Manne, om julle vroue lief te hê beteken dikwels om uit jou leunstoel voor die TV op te staan en dan met die skottelgoed te help of met die kinders te werk. Dit behels om jouself voor neer te sit en na jou vrou se bekommernisse te luister. Dis arbeid gemotiveer deur liefde vir die Here en vir haar. En hierdie arbeid gemotiveer deur liefde behoort ook in ons kerk sigbaar te wees. Om diegene in nood te help is gewoonlik ongerieflik. Dit vereis soms fisiese werk soos om 'n bejaarde persoon te help om hulle erf of hulle huis skoon te maak. En dit sal jou tyd en soms geld kos. Deur die woord arbeid te gebruik impliseer Paulus dat dit nie altyd maklik is nie. Dit behels selfopoffering. En derdens, 'n veranderde lewe word bewys deur standvastigheid wat voortgebring word deur hoop in die Here Jesus Christus. Dit is die hoop op sy koms wat ons in staat stel om beproewinge en selfs vervolging met vreugde te verduur, want ons weet dat Jesus terugkom om te regeer. In die New Testament Words lewer William Barclay kommentaar op die Griekse woord vir standvastigheid. Hy sê, dit is die gees wat dinge kan verdra, nie bloot met berusting nie, maar met vurige hoop. Dit is nie die gees wat staties op een plek sit en volhard nie, maar die gees wat dinge verdra, omdat dit weet dat hierdie dinge lei tot 'n doel van heerlikheid. Dit is nie die geduld wat grimmig wag vir die einde nie, maar die geduld wat stralend hoop vir die dagbreek. En dan gaan hy verder voort om te vertel van die Skotse gesangskrywer en pastoor George Matheson. Alhoewel hy teen die ouderdom van 18 blind was, het hy 'n gebed geskryf waarin hy pleit dat hy God se wil mag aanvaar, want soos hy sê, nie met stomme berusting nie, maar met heilige vreugde, nie net met die afwesigheid van murmurering nie, maar met 'n loflied. Daardie soort standvastige vreugde onder beproewinge kom van hoop in die koms van ons Here Jesus Christus, wat elke daad sal regstel en elke goeie daad wat in sy naam gedoen word, sal beloon. En Paulus voeg in 1 Tessalonisense 1 vers 3 by, voor onse God en Vader. Sommige vertalings soos die NIV en die ESV en kommentators verbind daardie frase met Paulus se voortdurend in gedagte hou. Met ander woorde, sy gebed was in die teenwoordigheid van onse God en Vader. Maar ander, byvoorbeeld F.F. Bruce in sy Word Biblical Commentary on 1st and 2nd Thessalonians, Gary Shoger in die Sonderwanse exegetical commentary on the New Testament, 1st and 2nd Thessalonians, voer aan dat die frase grammatikaal te ver verwyderd is van die begin van die vers om met Paulus se herinnering aan hulle verbind te word. So dit beteken dus waarskynlik dat die Tessalonisense se werk van geloof en arbeid van liefde en standvastigheid van hoop in God se teenwoordigheid beoefen word. Ons moet bewus wees dat alles wat ons vir die Here doen, in sy liefdevolle teenwoordigheid gedoen word. So die punt van vers 3 in die konteks is dus dat as God ons vir verlossing gekies het, dit in veranderde lewens gesien sal word. Geloof in Christus lei tot werk vir hom. Liefde vir Christus lei tot arbeid vir hom en liefde vir ander. En hoop in Christus lei tot standvastigheid deur beproewinge en selfs vervolging. En dan laastens, die hoofrede waarom ons die evangelie ontvang en ons lewens verander word, is dat God ons liefgehad het en ons vir verlossing gekies het. Vers 4 sê vir ons, omdat ons weet van julle verkiesing, broeders wat deur God bemin word. En hier, soos elders, as ons byvoorbeeld vergelyk Deuteronomium 4 vers 37, Deuteronomium 7 vers 7 tot 8, en Deuteronomium 10 vers 15 en Tessalonisense 2 vers 13, word uitverkiesing gekoppel aan God se liefde. Soos Paulus in Efesiërs 1 vers 4 tot 5 sê, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil. Die uitverkiesing of die leer van die uitverkiesing
beteken dat God die inisiatief in ons verlossing geneem het vanweë sy groot barmhartigheid en liefde. Maar dit bring nou weer 'n beswaar na vore. Mense vra, het God dan nie almal lief nie? Johannes 3 vers 16. En as hy almal lief het, waarom bewys hy nie aan almal barmhartigheid nie? Maar ons moet die voorhandliggende feit erken dat God nie sy liefde en genade aan almal op dieselfde manier of in dieselfde mate getoon het nie. Hy het Abraham lief gehad en hom gekies om homself aan hom te openbaar en hom te seën, maar hy het geen ander van reg oor die wêreld gekies nie. Soos Paulus in Handelinge 14 vers 16 sê, hy het in die tye wat verby is toegelaat dat al die nasies in hulle eie weë sou wandel. God het genade aan die Jode in Egipte bewys, maar hy het nie genade aan Farao of aan enige van die Egiptenare bewys nie. Romeine 9 vers 15 tot 18. En die Here het Farao se reeds harde hart verder verhard en het al die Egiptenare se eersgeborenes in die laaste plaag laat verloor, Exodus 12. En was God liefdeloos of onregverdig om dit te doen? In Romeine 9 argumenteer Paulus dat God die pottebakker is wat die reg het om met die klei te doen soos wat hy wil, en dat ons geen reg het om hom uit te daag nie, om hom uit te wil vra nie. Want hy is ons geen antwoord verskuldig nie. Die enigste antwoord wat die skrif gee is dat God doen wat hy doen, insluitend die redding van sy uitverkorenes en die oordeel van ander sondaars om sy heerlikheid te vertoon. Gaan lees Romeine 9 vers 17 en 22 tot 24. En eerder as ons dan struikel, behoort die leer van die uitverkiesing ons met dankbaarheid te vervul dat hy ons in sy goedheid gekies het om sy evangelie te hoor en tot geloof te reageer. So kom ons sluit af. Hoe kan jy dus weet of jy uitverkies is? Het jy werklik berou gehad oor jou sondes? God se woord as waar ontvang en jou vertroue in Christus gestel om jou van die toekomstige toorn te red, soos 1 Tessalonisense 1 vers 6 en 8 en 9 en 10 sê? Indien wel, is jy uitverkies. Jou bekering en geloof het nie van jou gekom nie, maar van God wat jou in liefde en genade uitverkies het. Maar waarom bring Paulus dit dan nou hier in vers 4 na vore? Waarom noem hy hierdie leerstelling hier? En ons kan nie met sekerheid sê nie, maar John Stott in sy boek The Message of 1 and 2 Thessalonians bied nog 'n aanneemlike gedagte. Hy sê, omdat hy die onsekerheid geken het wat 'n jong en vervolgde kerk gevoel het, wou hy hulle daaraan herinner dat hulle sekuriteit te midde van hulle beproewing in God was. En dan voeg hy by, hy sê die onderwerp van verkiesing word byna altyd vir 'n praktiese doel bekendgestel, om sekerheid, nie aanmatiging nie, heiligheid, nie morele apatie nie, nederigheid, nie trots nie, en getuienis, nie lui selfsug nie, te bevorder. Of soos Leon Morris dit stel in the first and second epistles to the Thessalonians, sê niks gee sekuriteit aan die idee van verlossing soos die konsep van verkiesing nie. Verlossing van begin tot einde is 'n werk van God. Geliefdes, my begeerte en my gebed is dat as jy sukkel met sekerheid van jou verlossing, hierdie Bybelse waarheid jou veilig in sy liefde sal laat voel. En as jy deur beproewinge gaan, bid ek dat hierdie waarheid jou sal vertroos en bemoedig dat jy sy kind is en dat niks jou van sy liefde sal skei. Amen. Kom ons maak hier oor toe. Here, ons sê vir U baie dankie. Dankie Here dat U die een is wat ons redding aanvoer, ons redding initieer. Dat U nie daar stop nie, Here, dat U die een is wat van die begin tot einde die agent is in ons redding. Want sonder U sou ons dit nie maak nie. Dankie, Here. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, dankie dat julle geluister het en ek glo dat daar sommige, dalk heelwat van julle is wat ewig teen die leer van die uitverkiesing gekant is, maar ek wil julle vra om 'n oop gemoed te hou. Gaan lees die verse weer, gaan kyk wat sê die woord en weet dat dit vir jou versekering moet gee dat jy wel gered is, dat jy wel uitverkies is.
Christusgevulde dag en 'n Christusgevulde week geniet. En as dit die Here se wil is, kom ons volgende Sondag weer by mekaar om verder uit hierdie brief, eerste brief aan die kerk in Thessalonika te leer. Maar tot dan, mag die genade van God met julle wees. Mag God self met julle wees. En mag God julle seën. Shalom.